Ek dink Paulus gee vir ons een rede hoekom mense steel. Want hulle is lui om te werk. So wat is Paulus se raad aan hulle? Kom luister 'n bietjie wat sê die woord. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meyburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is lekker vanmôre om te kan opstaan, dat ons genade uit die God se hand het om mekaar te kan groet. En vanmôre gesels ek met jou oor die bekering van die luiaards. Die bekering van die luiaards. Nou kyk, ek weet nie van jou nie, maar vir 'n lui mens het ek nou regtig nie tyd nie. Jy loop mos verby hierdie ouens se huise, dan is hulle, jy weet, baie van hulle is jong mense. Dan lyk hulle werf asof 'n papiersak ontplof het, soos die goed die wêreld vol lê. Die kinders speel in die jaar, dan lyk dit soos 'n verhaal uit Jungle Book. Hulle koppe steek net bo die onkruid uit en jy wonder wanneer spring Shere Khan uit die bosse om jou te verslind. Nou Salome gee vir ons 'n mooi beskrywing van hoe 'n lui mens funksioneer. Spreuke 26:14. Hy sê 'n deur draai rond op sy skarniere, so die luiaard op sy bed. Is dit nie so nie? Hierdie kant en daardie kant, of al deesdae met hulle fone, nê? Spreuke 26:15, het die luiaard sy hand in die skottel gesteek. Hy is te moeg om dit na sy mond terug te bring. Kyk, dis nou luigheid. Spreuke 26:16, die luiaard is wyser in sy oë as 7 wat verstandig antwoord. Hy weet alles, maar hy weet niks. Spreuke 21:25, die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk. Wat 'n beter beskrywing vir luiaards gee ou Salomo nie. Spreuke 13:4, die siel van die luiaard begeer en daar is niks nie. Sy hart en sy kop is vol planne, maar hy het niks. Spreuke 20:4, in die herfs ploeg die luiaard nie, en verlang hy iets in die oestyd, dan is daar niks nie. Spreuke 24:30 tot by vers 34 lees ek gou. Ek het by die land van 'n lui man verbygeloop en langs die wingerd van 'n verstandelose mens, en kyk, dit was heeltemal toegegroei van die doring. Sy oppervlakte was oordek met brandnekels en sy klipmuur was omgegooi. En ek het dit aanskou, ja, ek het daarop gelet, gekyk, en ek het lering aangeneem. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. Dan sê Salomo, kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos 'n gewapende man. Nou alright, kom ons gaan oor na 'n kort lering uit die Nuwe Testament, uit die mond van die wyse ou Paulus. Efesiërs 4:28, laat die een wat steel, nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Dit lyk my Paulus het maar ook met lui mense in Efese te doen gehad, en uit sy woorde kan ons aflei dat die mense nie gesteel het omdat daar nie werk was nie, maar omdat hulle eenvoudig te lui was om te werk, en daarom gesteel het vir 'n lewe. Nou laasweek het ons oor die arme man gepraat en hoe God hulle saak vir hulle stry. En hoe insiggewend, is Paulus se woorde nie aan die luiaards nie. Paulus sê aan hulle, daar is mense wat vir goeie rede arm is. Dalk as gevolg van gesondheidsredes of ouderdomsredes. En julle wat in die vermoë is om te kan werk, julle luiheid moet julle stop en ophou 'n instrument in die hand van die duiwel wees. En julle moet gaan werk, julle moet 'n inkomste gaan verdien waarmee julle julleself kan versorg en aan die te gee wat nie meer in die vermoë is om te kan werk nie en in armoede verval het. So Paulus brei mooi uit op hoe God op verskillende maniere vir die arme man stry, waarna ons laasweek gekyk het. As die krimineel bekeer, word hy 'n dienaar van God. Is dit nie mooi nie? Dit is sommer pitkos vir die dag, né? As die skoen jou pas, as jy die luiaard is, trek hom aan. As dit nou nie jou skoen is nie, né? Kyk net die mooi. Dis hoe die bekering van luiaards lyk. God gebruik bekeerdes om mede
gelowiges te versorg. Dit was 'n brokkie, iets mooi, iets kosbaar uit God se woord vir jou vandag. Mag dit tot seën wees, blessings, seën van die Here vir die dag wat voorlê. Tot ons Vrydag verder gesels.